trek elke dag. Is jy reg? Jou wapenrusting aan. Mense die Efesiërs 6 en ek praat spesifiek oor 2 wapenuitrustings wat jy daagliks moet gebruik, toe moet pas. Ek het laasweek vir jou gesê, wees hier vir hierdie woord, want hierdie woord is 'n kragwoord wat vanoggend van hierdie kant sal afgaan. As jy hierdie woord vanoggend kan vat, jou eie kan maak, dankie vir daai gebed aan die Sina wat sê, ons sit nie net hier, dat ons 'n woord sal vat, en sal begin ons toepas in ons lewens. Ek vir jou sê, gaan jy berge skuif. Want hierdie woord gaan berge dat skuif uit jou lewe in die naam van Jesus. Niet sit aan die lien. Dis nie maklik met haar kinders nie. Maar Here, dankie dat ons kan roep tot 'n lewendige God en dat die Here berge kan skuif in die naam van Jesus. As jy hierdie woord kan vat vanoggend. Daarom het ek vir jou gesê, spesifiek wees hier. Moenie dat die vyand steel nie, want ons beleef aanslag. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Kyk, wie kan hy versin? Waar kan hy slag, steel, verwoes? Maar ek gaan vir jou sê, jy's meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. As jy hierdie woord kan vat, en jou eie kan maak en kan toepas, man skuif jy daai berg in die naam van Jesus. En ek gaan vanoggend berge skuif uit hierdie plek uit. Sissies, wees gereed vir dit wat God wil doen. Jy het ons met 'n verwagting en 'n afwagting vanoggend gekom. Kyk hoe Efesiërs 16, hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en sy krag van sy sterkte. Waar is jou krag, man? Jou krag lê in Jesus Christus, wat vir jou die oorwinning gee. Jy's in 'n geestelike oorlog. Ons weet, die stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En daarom wil ek jou aanmoedig, ek praat vanoggend oor jou helm van verlossing. Sit jou helm van verlossing. Jy kan dit in die oggend opsit. Om Johan vra vir my, kan jy die wapenuitrusting vir iemand anders aantrek? Nee, my sissies, jy moet elke dag gereed wees vir hierdie oorlog en om staande te kan bly en jou wapenrusting te kan aantrek en te sê, die Here beskerm my denke. Want ek gaan vir jou sê, God moet ons denke vernuwe. Hy moet elke gedagte bring na gehoorsaamheid en stem van God se Heilige Gees. Want is hier waar die vyand leuen sprei. Dis hier waar die twyfel kom. En Here, ek sny vanoggend elke twyfel af in die naam van Jesus. Elsie, asseblief, as jy die mic bietjie hard gaan, sit hom net 'n bietjie sagter. Ek praat ook hard. Kyk wat sê hierdie woord, daarom wil ek jou aanmoedig vanoggend, sit jou helm van verlossing op, om jou denke te beskerm teen twyfel. Hy verlei mense, hy mislei mense, om uit God se wil en uit sy plan uit te kom. En ek gaan vir jou sê, die gevaarlikste, as jy uit God se wil beweeg. En dan gaan goed begin toesak op jou. En as jy nie weer kerk toe kom nie, jy gaan aanslag, jy gaan negatiewe goed kry, en jy gaan staande bly teen die aanslag en die liste van hierdie wêreld, hierdie bose geeste in die lig. Ons moet in God se teenwoordigheid kom. Dit is so belangrik. Ek bedoel, ons kan verskoning sê van A tot daar. Dis 'n regrys hier buite, maar ek gaan vir jou sê om 'n Christen te wees, is 'n gedissiplineerde lewe. Toe God my vanoggend 4 uur wakker maak, en hy sê, Lini, gaan tree in, gaan bid. Dis ek so wakker om vir julle te bid en te begin intree, dit wat God vanoggend in hierdie plek wil doen. Ons is kanale, ons is instrumente, ons is kragtig in die Here om wat te doen, om die werk van die vyand te vernietig in die naam van Jesus. Maar jy self moet God glo, jy moet die Here vertrou. Kom ons plaas, luister mooi, ons denke onder beheer van die Heilige Gees. Glo jy, is jy positief. Praat jy negatief, is dit wat jy gaan kry. Jou denke is so belangrik, die woord kom ons sê. Kom ons neem elke negatiewe gedagte in gehoorsaamheid aan Christus, 2 Korintiërs 10 vers 5. Laat toe dat God jou denke vernuwe. Romeine 12:2, sodat jy kan weet wat die volmaakte wil van God is. Here, dankie dat U ons denke kan verander, sodat ons God se wil kan leef, sodat ons God se wil kan toepas in ons lewens. Sissie, sit op jou helm van verlossing, breek twyfel, sny af die leuns in die naam van Jesus. Ons het autoriteit, ons het gesag, jy kan nie op hierdie goed voet nie, kry 'n belofte, kry iets om aan vas te hou vir jou saak, vir jou situasie. En dan gaan die woord verder, vers 16. Behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vurige pile van die bose kan
van geloof. Jy het die helm op jou denke, nou, die skild van geloof, om die vuurige pyle van die vyand af te weer. Die eerste aanval van Satan op die mens was twyfel aan God se liefde. Hy laat mens twyfel aan die liefde van God. En die woord sê, hy begewe en verlaat ons nie. Hy smet ons tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Die woord sê, niks kan jou skei van die liefde van Jesus. So jy moet begin aan God vas, op die woord sal ons uit die ark uitklim. Die liedjie wat ons vanoggend gesing het, op God se woord. Ons gaan God begin moet glo. Ons gaan die Here moet vertrou. En ons kan nie hierdie gedagtes plek gee. Ons moet die werk van die vyand moet ons kan bestraf en kan vernietig. Hoe kom geloof? Geloof kom deur gemeenskap met God en omgang met die woord van God. Dit beteken, my sissies, jy gaan hierdie woord baie tyd moet spandeer. Dis van jou geloof kom. Jou geloof kom vanoggend om hierdie woord te kan hoor, te kan vat, te kan toepas, want jy gaan 'n berg skryf. Jy gaan jou eie berg begin skryf. Jy gaan die vyand aanspreek. Jy gaan op die belofte in die woord van God staan. Want jy het dan die Heilige Gees binne in jou. Amen. Kyk wat sê hierdie woord verder. Hy sê ons is gelowiges moet deur geloof lewe. Ons kan nie deur wat ons voel of wat ons sien. Vuurige pyle word soms op ons afgeskiet. Hoeveel mense vanoggend aanslag van siekte in hulle liggaam, moedeloosheid, moegheid, depressie, twyfel, bestraf dit in die naam van Jesus. Kry oorwinning in jou gees. Lees die Bybel, kry 'n woord, sit vir jou lofprysing musiek aan. Moenie plek gee vir die vyand in ons lewens nie. Sissies, as ek net voel, hier's 'n onvrede of 'n iets nie lekker in my gees nie, dan begin ek bid en sê, Here, wat gaan aan? Dan begin ek roep na God, sê, Here, gee my oorwinning in my gees, want ek is meer as 'n oorwinnaar in my gees, in Christus in die naam van Jesus. Dis waar ek triomfeer. Triomfeer saam met hom, want ek het 'n lewende verhouding met hom in die gees. Jou gees moet ons saam met God se gees getuig dat jy 'n kind van hom is. En jy is in 'n lewende verhouding met hom. Ek bedoel, hoe gebeur wonderwerk is ons bonatuurlike werking van God se Heilige Gees. Ons kan dit nie bedink. Ek kan net vir jou bid en God breek die werk van die vyand in die naam van Jesus. Dan gaan jy die woord verder. Jesaja 54:17, hy sê, elke wapen wat in jou gesmeed word, sal niks uitdruk nie. En elke tong wat in jou opstaan, in die gereg sal jy weer lê. Die woord sê, jy gaan hom skerp heem en slaan en trap. Ken jy die woord? Kan jy sê, kan jy op hierdie woord staan en sê, en Jesaja 54:17, wat sê, elke wapen wat teen my kom, dit sal nie niks uitdruk nie. Elke tong teen my gaan weer lê word in die naam van Jesus. Jy moet God se beloftes kan ken. As mense iets teen jou sê of jou te nakom, dan moet jy dit verwarring in die kant van die vyand kan saai en te sê, Here, dit gaan nie oor wat mense van my dink nie, maar dit gaan oor wat God van my dink. Amen. God se gedagtes aangaande my is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, want hy beplan vir my 'n hoopvolle toekoms. So dis wat God oor my sê. En partykeer voel ons minderwaardig, ons raak moedeloos oor elke negatiewe ding wat raak in my uit. Man, sny dit af, jy hoef dit nie te vat in die naam van Jesus nie. Ek gaan vir jou sê, jy's geseënd. Jy's gesond. God se guns, sy hand rus op jou lewe, man. Hy sê die hare van jou hoof is getel. Jy's die appel van sy oog. Dankie Here vanoggend vir hierdie woord. Gloei my dat jy die planne kan verbreek van die vyand. Kyk wat sê die woord 2 Korintiërs 10:4. Hy sê, want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar kragtig deur God om vestings neer te werk. In die gees, 'n verhouding met God, hou kan nou al ook. Dis in die gees wat jy bid, wat jy oorwinning kan kry, wat God vir ons die oorwinning gee. En ja, hier gaan dit ook verder. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. My sissies hier onder. Glo jy dat die planne kan verbreek? Ja. Glo jy dat die berge kan skuif? Ja. Amen. Halleluja. Ek ken die woord en ek kan dit vat en ek kan dit toepas. Ons staan op vir die naam en saak van Jesus. Kyk wat sê die woord in Markus 11:22. Julle moet geloof in God hê.
Geloof kom deur hierdie woord vanoggend. Kom deur omgang met God se woord en ek praat met jou oor jou helm. Ek praat met jou stomp van jou geloof. Jy keer met jou stomp af, jou geloof in God, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, tot in sy hart blyf nie. Glo, dit sal wat hy sê, sal gebeur, en hy gaan verkry net wat hy sê. Alles wat jy in gebed vra, glo dit, en jy gaan dit ontvang. Sissies, waar begin hierdie goed? Hierdie goed begin hier in jou hart, waar die woord lewe begin. Wat beleid jy, wat spreek jy? Daar lê jou oorwinning, wat dink jy? Is jou helm van verlossing op? Kan jy jou skuld gebruik? Kan jy God se woord gebruik om die vuurige pyle van die vyand af te weer in die naam van Jesus, om te herinner wie en wat jy in die Christus is. God se woord ken, die woord kom en sê, wees waaksaam wat jy spreek. Die krag wat in jou woord is. Jesus het honger gehad, hy het vye gaan soek. Die woord sê in Markus 11, 12 vers 13, hy kon geen vye kry nie, en dan in vers 14, kyk wat sê Jesus. Laat niemand ooit in der ewigheid van jou vrug eet nie. Volgende morgen die hele dag voorbij stap, dus die boom van sy woord is afgeleid. Pas op wat jy spreek. Pas op wat jy glo. Pas op wat jy belei. Hoekom is jy aanhoudend? Jy asof hierdie ding nie vir jou kan deel, om hierdie deurbraak aan te kom. Iemand sê nou die dag vir my, toe met iemand praat op voor, en ek sê, dinge wat gebeur in my lewe. Sy sê vir my baie uit, jy spreek die lewe. Is jy positief? Spreek jy lewe? Breek elke moedeloosheid en depressie oor hierdie plek. Elke lewe, elke negatieve ding, elke twyfel van die vyand. God sê jy kan berge skryf. God sê jy kan planne vanoggend breek in die naam van Jesus van die vyand. Kan ek maar amen? Amen. Maar kom ons gee hier die woord in die woord. Laat ons my hierdie borswapen van geregtigheid, is om te leef van geregtigheid, want dit beskerm jou hart. Ek het al gepraat met jou hart. Nou niks in, bewaak jou hart meer as enig iets, want daar is die oorsprong van die lewe. Hou hierdie goed uit jou hart uit, anders is jou borswapen oneffektief, en jy kry nie deurbraak, jy kry nie oorwinning nie. Sissies, God het sy woord vir ons gegee, as een klein. Ek en jy moet dit kan vat. Ons het moet kan toepas. Ons denke, ons kan nie maak wat ons wil met ons denke nie. Ons geloof wat ons toepas, neem op die skuld van geloof, sê God, sodat ons die berge kan skuif vanoggend in die naam van Jesus. Kyk wat sê Jesaja 43:2. Hy sê, as jy deur water gaan, ek is by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, dit sal jou nie skroei nie, en die vlam gaan jou nie brand nie. Amen. Ek voel betek hier of jy in 'n brandende wind is, van of jy in vuur of in water of in watter aard dit al, maar God sê, hy is met jou, hy is by jou. Trek jou wapenrusting aan. Sit jou helm van verlossing op. Gebruik jou skild van geloof vanoggend. In die naam van Jesus. Elke aanslag, elke negatieve ding, sissies, glo jy en vertrou jy die Here as jy vanoggend sit met 'n aanslag in jou liggaam, dat jy genesing gaan ontvang. Psalm 18 vers 30. Want met U loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor die wind. By mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Here, U mag om vir ons te gee, ver bo wat ons mag bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Daar's iets in God se beloftes en sy woorde, wanneer jy dit kan spreek, wanneer jy dit kan bely, sodat die aanslag van die vyand vernietig kan word in die naam van Jesus. Elsie, jy sit hier. Jy moet weer 'n knie vervang. Wat spreek ons? Wat sê ons? Wat bely ons? Raak in ons knie. Van hierdie oomblik af wat jy hierdie woord hoor, sit jy daagliks jou helm op en jou stond neem jou op, want gaan die vyand twyfel saam. Ja, hy gaan met leenskom. Baie goed. Maar dank die Here, hy trek voor jou uit. Guns en seën. God is ons agterliefde en hy trek voor ons uit in die naam van Jesus. Dank die Here vir dit wat hy in
stoor dit vir ons. En ek wil die Here loof, ek wil die Here prys en aanbid vir berge wat skuif in ons lewens in die naam van Jesus. Here, dankie vir hierdie woord wat ek vanoggend kan bring oor hierdie vroue. Here, ons sit die helm van verlossing op, ons neem op die stok van geloof en ons begin werklik God glo en vertrou, sodat die werk van die vyand vernietig kan word in die naam van Jesus. Here, dankie, versterk hierdie vrouens se geloof en vertroue vandag in God, om te besef, jy kan die planne van die vyand breek. Jy kan die berge skuif vanoggend in die naam van Jesus. God se woord is baie duidelik dat elke wapen wat teen jou gesmee word, Here, dat dit niks sal uitdruk in die naam van Jesus. En elke tong gaan weer lê word in die naam van Jesus. God sê baie duidelik, jy gaan op skorpioene en slange trap in die naam van Jesus. En ek wil die Here prys vir 'n woord soos hierdie. Amen. Kan jy ons